Welkom by ons 25ste boodskap van Vroue van die Bybel in ons Desember uitdaging. Vandag kyk ons na die lewe van Martha en Maria, 'n spesifieke gedeelte in die Bybel wat ons oor hulle lees en dit is 'n welbekende stuk. As ons gaan kyk, die sleutelteks daarvan is Lukas 10 vers 38 tot 42. En ons titel en ons les wat ons uit vandag uit leer is jy besig vir Jesus of is jy by Jesus? Nou julle, ons almal ken dit. Ons almal ken dit. As 'n vrou, as 'n man, as 'n dogter, as 'n ma, as 'n werkende vrou, as 'n huismamma, ken ons die besig. Dis jaag van punt A na punt B, die huis moet skoon kom, die kos moet gemaak word, werk moet gedoen word, almal moet uitgesorteer word, almal moet gebad kom, almal moet klere hê, almal moet se emosies en behoeftes moet nagekyk word, jou kinders wil speeltyd saam met jou hê, almal wil ietsie van jou hê, en jy is besig met goeie dinge. Intussen is jy ook 'n vrou wat soekend is na die Here, en jy steek jou hand op vir alles by die kerk, en jy raak uitgebrand, want jy groet mense voor kerk, jy help om koffie te bedien en broodjies te maak, maar by jou eie huis is jy net so besig. Dit is uitputtend. Dit is Martha. Maria is stil. Maria word nie heeltemal verstaan nie. Martha verstaan nie Maria nie. Sy dink dit is onregverdig, en ek het al baie keer wanneer ek stil gemaak word, wanneer die Here vir my sê, Martha, kom, raak rustig. En ek staan op as 'n Maria en ek begin nee sê vir dinge. Dan sal daar baie aanklagtes teen my kom van wonderlike kinders van die Here wat verwag dat mens alles moet doen en daar moet wees, wat dalk 'n Martha nog in hulle het. Here, maar jy ken jou omstandighede, jy weet wat jou kapasiteit is, wat jy kan handhaaf. Oppas om 'n Martha te wees. As jy nie tyd kry om 'n Maria te wees wat by Jesus se voete uitkom nie, moet jy nee begin sê vir baie dinge. Want jou tyd saam met Jesus Christus aan sy voete, in sy woord, is kosbaarder as goud. Ons kan so besig wees met koninkryksdinge, besig om te evangeliseer, om mense te help, om van hierdie groep na daai groep te gaan, om hierdie uitreik na daai uitreik te doen. En dis als wonderlike dinge, en ons dink ons is besig net met koninkryk. Maar as jy weer sien, is jou eie koppie leeg, en is jy net besig om te gee vanuit self, en nie vanuit 'n plek van oorborrel en oorlopends nie. So my vraag aan jou is dit moontlik om baie vir Jesus te doen, maar om dan eintlik te mis? Lukas 10 vers 38 tot 42, ek haal 'n klein stukkie daaruit aan. Martha, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Jesus veroordeel nie haar diens nie, hy weet haar diens is belangrik, maar hy korrigeer haar prioriteite. Ons eerste punt wat ons hier kan leer uit Martha en Maria se lewe, Martha is besig, maar sy is onrustig. In Lukas 10 vers 40 sien ons, Martha doen goeie dinge. Sy ontvang vir Jesus na huis, sy dien, sy werk hard. Die probleem is nie die diens wat sy doen nie, dis haar hartstoestand. Sy is bekommerd, sy is besorg oor baie dinge. Sy raak angstig oor baie dinge, en hierdie is my seker die verhaal in die woord wat nog altyd tot die diepste van my hart spreek, want ek is so geneig om 'n Martha te wees. Die Here het soveel keer al met my kom praat uit hierdie gedeelte uit, waar ek besorg is oor baie dinge, waar ek glo daar's nog vrouens met wie ek vandag praat, en ek deel 'n stukkie van my storie, is dat ek op 'n tydperk in die aande nie kan slaap nie. Die oomblik as ek stil en rustig raak, begin ek hartklopings te kry, ek raak angstig, het voel of ek 'n angsaanval kry. Want daar's so baie dinge wat gedoen moet word, en daar's so baie dinge wat ek nog nie gedoen het nie, en ek raak besorg oor dinge, en ek het nie die vrede van die Here nie, die vrede van die Heilige Gees nie. Buite lyk dit vir almal of ek al die balle in die lug het, en of ek oral te dien, en oral te help, en ek is hier 'n selgroepleier, en by die skool is ek besig met hierdie en daai ding, en tussen my eie goeders, en eie bedienings, maar ernstig along the line, mis ek die vrede wat Jesus gee. Nou jy besig wees vir God, beteken nie altyd jy's naby aan God nie. Diens, hoor mooi, sonder rus,
bring frustrasie. Jy kan in die kombuis wees vir Jesus, maar jou vrede in die sitkamer los, nê? Psalm 127 vers 2 sê, ter vergeef staan julle vroeg op, want hy gee dit in vir sy bemindes in die slaap. Dis waar hy kom, en hy kom ontmoet. En dit beteken nie, jy moet nou heeltyd slaap nie. Slaap, hierdie slaap beteken jy beweeg in 'n plek van rus in kalmte, in vrede, waar jy besig wees een kan sit en sê, nou raak ek stil, nou raak ek rustig. En vir my, en ek het dit in vorige boodskappe al genoem, vir my dit gekom op 'n punt, waar ek vir my gesin moet sê, ek gaan nou gaan bad. Ons almal moet bad, dis een van my prioriteite, doen dinge op my lys, maar dit het my stil word tyd geraak, waar ek 'n lekker bubble bath tap, 'n beker koffie maak, en ek lê in daai bad, sonder my foon, 'n kussing, 'n handdoek agter die nek, en ek haal asem, sommer 'n paar keer, haal ek net asem, en dan begin ek te sê, Here, baie dae het ek dit gesê, ek het nie meer woorde nie, ek kan nie nou praat nie, ek is moeg, ek is regtig moeg, ek hardloop van punt A na punt B, alles raak te veel, ek is moeg, ek wil net hier kom lê, baie keer dan sit ek sommer vir my rustige worship musiek aan, en ek lê net daar, en ek souk die vrede van die Here op, want hy gee vir sy beminde dit in die slaap, in daai rustigheid. My tweede punt, Maria is stil, maar sy is gefokus. In Lukas 10 vers 39 leer ons bietjie van Maria. Maria sit aan Jesus se voete, sy luister, en hoor mooi, sy kies verhouding bo prestasie. En Jesus sê, Maria het die beste deel gekies. In vandag se wêreld, in 'n wêreld waar jy superma moet wees, waar jy eintlik net 'n goeie vrou is, as jy die perfekte Instagram en Facebook profiel het, jou kinders is die presteerders, jou man is hierdie hardwerkende man, jy het die nuutste motor, die mooiste huis, jy het besighede wat floreer, jy het 'n stuurhandsak, die duurste klere, en intussen het jou kinders ry op en af, almal doen goed, almal lyk baie mooi blink gepolitoer. Jy lyk soos die ma wat alles het, jy het die hoots kosblikkies gepak. Julle maar ernstig along daai gejaagdheid, en dis nie eers net dit kan net in vir my net die normale dinge, net om my kinders sportaktiwiteite toe te vat, om my sente te rek om te kan betaal vir hulle aktiwiteite, om ekstra te doen, om die inkomstes aan te vul. Miskien is julle ook daar vandag. Dit is 'n gejaag, en dan intussen probeer jy as kind van die Here ook nog balle in die lug hou, want daar's 'n druk wat in die kerk op mense gekom het. Want die kerke wil groei, en die kerke word groter, en dis fantasties. Maar hoe meer word die druk op die elke dag ek en jy wat sukkel om asem te haal, wat vasgevang raak in die gejaag, en ons sukkel om stil te word, en net aan Jesus se voete te sit en te luister. En dan wil ek vir jou sê, Jesus sê Maria het die beste deel gekies. So miskien gaan dit van jou en my kos, om nee te sê vir baie dinge wat goed lyk. Om nee te sê vir die perfekte profile na buite, die perfekte beeld van die vrou wat al die balle in die lug het. Stil word is nie luiheid nie. Dit is geloof. Ek het 'n wonderlike vriendin, wat vir my altyd 'n toonbeeld is van Maria. Sy sal altyd in Jesus se voete gaan sit. Sy het altyd 'n boek wat sy nader trek, waar sy leer en lees. En sy sê nee, vir baie dinge. Vir baie wonderlike, goeie, groot dinge, wat oor haar pad kom, sê sy nee. Want sy kies die beste deel. Sy kies daai stilte en daai rus aan Jesus se voete. Luister, kom voordoen. Ek sê weer, om te kan luister, om God se stem te hoor. Dit is wat voordoen kom. Want wanneer jy dan doen jy uit dit wat God vir jou sê, nie dit wat mense se verwagtinge oor jou is nie. En dit gebeur baie in ons werksplek. Ek dink veral mense wat soos ek in die onderwys is of in die bediening is, daar word baie keer die skrifgedeelte teen jou amper gebruik, dat jy moet alles doen, soos vir die Here en nie vir mense nie, en dan word daai pakkie al hoe groter en groter, want jy mag nie nee sê nie, want onthou, jy werk vir die Here, jy ywer vir hom. Ek weet nie of dit al met julle gebeur het, dit het al baie met my gebeur, dat daai guilt eintlik kom, en daai guilt dryf jou,
om dinge te doen wat jy eintlik voor wil nee sê, want jy wil by Jesus se voete uitkom. Want dit lyk goed, en dit lyk anders die stadium ons nou die Here te leer. En ek wil vandag vir jou sê, nee, dit is nie so nie, dis bog. Ek het vir lank daai leuen geglo. Maar prys die Here, hy het vir my kom wys dat Maria die beste deel kies. Jy mag nee sê. As jy in die bediening is, mag jy nee sê vir goed. As jy, en ek praat van bediening, daar's verskillende vorms van bediening. Onthou, soos ek wat 'n onderwyseres is, ek is daar, want dit is my plek van bediening. Ek mag nee sê vir goed, want wanneer dit gaan steel, by die plek waar ek aan Jesus Christus se voete sit, dan is ek besig met Martha dinge, en ek kies nie die beste deel nie. Jou identiteit kom voor jou aktiwiteit. Daai duisende dinge wat jy doen, dit moet nie jou identiteit wees nie. Jou identiteit moet gevestig en gewortel wees in daai stiltyd by Jesus Christus. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Dit beteken stil wees. Hierdie stil wees is amper 'n aktiewe stil wees. Dis nie passief van ek bly net stil nie. Dis om in rus in te beweeg. En ons kan nie van vakansie na vakansie jaag om rus te vind nie. Dit breek amper my hart. Vir my en my man, ons sal baie daar gesels, dan sal ons sê, ons kan nie net leef van vakansie na vakansie om rus te beleef nie. Ons het nodig om in elke dag lewe rus te vind. En ek glo vandag se vervolging in ons westerse samelewing is nie dat ons doodgemaak word vir ons geloof nie. Nee, daar's 'n ander taktiek wat die vyand gebruik, en hoor mooi, die vervolging wat hy teen ons gebruik is om ons besig te hou. Ons is so besig, julle, met soveel goeders wat goed lyk. En onthou, vandag se boodskap preek ek hard vir myself. Ek sê, jy's nie begin van hierdie boodskap vir julle, dit is hierso waar uit hierdie verhaal is die verhaal wat die Here oor en oor en oor met my kom praat. Maar besig wees is Martha wees. Dis die deel, dit lyk goed, maar dit steel vrede, dit steel rus. Dit maak jou nog meer angstig. Kom ons kies die beste deel. Die derde punt, Jesus is die perfekte balans vir ons tussen wees en doen. Jesus sê nie moenie dien nie. Hy sê, maar moenie my mis terwyl jy dien nie. Die probleem was nie die kos wat Martha voorberei het nie. Die probleem was dat sy haar fokus verloor het. Sy het begin angstig raak en besorg geraak oor baie dinge. Dis daai waar jy besorg raak, waar jy angstig raak in jou besig wees. En jy mis Jesus in jou besig wees. Johannes 15 vers 5 sê, wie in my bly, dra baie vrug. Om in Jesus te kan bly, moet jy aan sy voete bly. Jy het nodig om by hom te sit, by hom te leer, stil te raak, in rus te kom. Al die radio's af te sit, dalk net jou worship musiek aan te sit, of net stil te raak, te gaan stap in die natuur, 'n bad te vat, vir jou dalk 'n prayer closet te maak, 'n plek in jou tuin te kry, waar jy net kan gaan sit en stil word, en die voeltjies luister. Een van my vorige boodskappe het ek juist die video in my tuin gemaak, en dit was my so mooi, terwyl ek die boodskap neem, kon ek die voeltjies hoor. Waar ek in my besig wees, in my huis, nie meer die voeltjies hoor wat buite kan fluit, en vir my herinner dat God sorg selfs vir die mossies nie. Ons dien die beste eintlik, nadat ons by Jesus was. Nee, want dan is ons, wie in my bly, dra veel vrug, want dan kan ons vrug dra, anders kom uit self uit. Dis altyd eers verhouding, dan verantwoordelikheid. Die vierde punt is, wat kies jy vandag? Jesus noem Martha se naam 2 keer. Nie in woede nie, maar in liefde. Dit is soos wanneer ek vir my kinders sê, Leonardo, wat ek probeer sy fokus kry om te luister, Talita, Tali. Ek sê dit oor en oor om haar fokus te kry. Nou Jesus doen dit met Martha, hy sê, Martha. Hy kry haar aandag, sodat sy haar oë kan wegdraai van die besig na hom toe. Die vraag vir selfondersoek, en jy kan dit gaan neerskryf in jou joernaal. Is ek besig, maar ek's leeg? Julle, en daai is 'n deel wat ek in my joernaal skryf, en ek moet sê, ja Here, dit is waar ek is. Hier is ek aan die einde van die Desember, maar dit is waar ek gekom het. Ek is so besig gewees, maar ek het leeg geloop. Is my agenda, my program, my dagboek, voller geplot as wat my hart gevul is? En wanneer laatst ek by Jesus gesit sonder om iets te doen,
Sonder om te sê, nou moet ek Bybel lees, nou moet ek hierdie neerskryf, nou moet ek joernaal. Wanneer het ek net gaan sit en gesê, Here, hier's ek. Maak my oë toe, ek haal asem en ek sê, Here, maak my stil, maak my rustig, kom vul my met u vrede. Jy doen niks. Jy hoef nie lang gebede op te sê nie, jy sê net, Here, hier's ek. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe en ek sal julle rus gee. 'n Praktiese raad wat ek kan gee vir my en ook vir jou, is begin jou dag by Jesus, nie met jou lys nie. Voordat jy uitgaan om te gaan oefen, voordat jy uitgaan om klaar te maak vir werk, of wat jy ook al doen, begin jou dag met Jesus Christus. Koop tyd uit, want daai tydjie wat jy uitkoop, gaan vir jou die hele dag krag gee vir dit wat voor lê. Bou stil tye in, al is dit kort. Tye waar jy die deur kan toemaak en sê, ek het net gou 5 minute nodig vir stil word. Miskien is dit om 'n koppie tee te maak. Vir lank was dit ook my ding gewees. Ek sal my koppie tee maak en ek sal net op die sitkamerbank gaan sit. Veral in die aand as my kinders nou klaar in die bed is, ek het klaar vir hulle nag gesê, my man is nou besig om op te gaan boontoe, hy is nou by die kinders. Dan het ek baie keer vir my tee gemaak en net gaan sit op die bank. Dan het ek so diep asem gehaal, net my tee geproe en op my tee gefokus. Stil tye saam met Jesus. Laat dit wat jy doen, jou diensbaarheid vloei uit 'n plek van rus en nie uit 'n plek van druk uit nie. Jy kan nee sê vir druk. Ek kan nee sê vir druk. Ons moet begin nee sê daarvoor. Druk raak net meer en meer en meer, want die samelewing raak al hoe meer prestasie gedrewe. Dit het al op 'n tyd gekos wat ek al gevoel het ek wil weghardloop en ergens 'n klein plattelandse dorpie gaan bly, want die druk is net te veel. Dit is prestasie druk oral. Maar dis nie die antwoord nie, want te midde van hierdie druk wêreld waarin ek en jy is, moet ek kan sê, wow, stop. Ek gaan anders wees. Ek gaan 'n Maria wees in 'n samelewing wat vol Martas is, sodat ek daai mense ook kan help, sodat ek Jesus se lig en hulle sy vrede na hulle toe kan bring. Ons almal, ek en jy, het 'n Martha Maria in ons. Moenie dink ek of jy is gevrywaar van daai twee nie, ons albei het dit in ons. Die vraag is, wie kry vandag die hardste step? Is dit 'n Martha of is dit 'n Maria?